Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van die woord van God steeds vir u van kardinale belang is. Nou, ek wil dadelik sê baie dankie vir die wat gaan subscribe het, die video's gaan like het en kommentare gegee het. Dit word hoogs waardeer. Nou in vandag se video gaan ons gesels oor die baie omstrede, baie kontroversiële onderwerp, die Sabbat, die dwalinge oor die Sabbat. Nou wil ek dit baie duidelik stel reg van die begin af. Die Sabbat is geen dwaling nie, maar daar is baie dwalinge oor die Sabbat. En dit is waaroor ons vandag gaan gesels. Ek gaan 'n paar videoklips speel van Frikk Weideman, waarin hy dan sê ook die anti-kris wil die wet en die Sabbat wegneem, wat hy beplan en wat is sy taktiek. So kom ons gaan kyk na hierdie video's en ons beoordeel alles in die lig van die skrif. Nou die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou hierdie is nie 'n aanval op 'n persoon of 'n kerkdenominasie nie, maar ons moet mekaar in liefde reghelp. Daar's baie dwalinge en ons moet hierdie goed aanspreek. So kom ons gaan kyk na die heel eerste videoklip van Frikk Weideman, waar hy praat oor die taktiek van die anti-kris in ons tyd. Kom ons gaan kyk wat hy daaroor te sê het. Wat beplan die anti-kris? Wat is sy taktiek? Wat wil hy bereik? En wat is sy langtermynbeplanning? Kom ek gee vir jou sy langtermynbeplanning. En hoekom hy optree soos wat hy nou optree in 2025, 26, 27, 28. Mense, ek wil vandag vir jou sê, ons staan op die vooraand van geweldige uitdagings in 2026, 27. Jy moet dit vandag weet. Nou ja, Frikk Weideman praat van die anti-kris se taktiek, sy beplanning vir 2025 tot 28. Ek dink nie Frikk Weideman weet wanneer word die anti-kris regtig openbaar nie, maar hy gaan nie sy verskyning maak nou nie. Hy doen dit in die middel van die 7 jaar by die Abomination of Desolation, en ek het al baie daaroor gepraat in my video's. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê, die beplanning wat die anti-kris het en wat is sy taktiek. Nou ek wil reg sommer van die begin af sê, die anti-kris het geen taktiek tans nie, want hy is nog nie geopenbaar nie. Hy is nog nie op die voorgrond nie, en ons moenie die skrifte buite konteks gebruik om te sê dat die anti-kris al reeds nou in die wêreld teenwoordig is nie. Hy is absoluut nog nie geopenbaar nie. Hy sal wel op sy tyd geopenbaar word, soos die woord van die Here leer. Maar kom ons gaan kyk na sy volgende video waar hy Openbaring 12 vers 12 buite konteks gebruik. Hierdie skrifgedeelte het alles te doen met die groot verdrukking na die Abomination of Desolation, en hy maak dit op vandag betrekking. Kom ons gaan kyk. Ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ons ken die tekens van die tye. Dinge gaan moeiliker raak, die uitdagings gaan groter raak, aanvalle gaan feller raak, jy moet dit vandag weet. Hoekom ek dit sê, kom ek stel dit in die boek van Openbaring 12 vers 12. Hy sê, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, aan die woorde die hemelwesens, nee, wee ook die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou vra ek vandag die vraag op hierdie pragtige Shabbat. Waarin word sy woede geopenbaar? Wat doen hy? Dit word geopenbaar deur aanvalle, deur verleiding. Hy maak jou lewe miserabel. Hy kyk na wat se ongoddelike altaar is daar in jou lewe. Hy identifiseer die tydslyn gebeure of die trauma hekke in jou lewe. Hy gebruik dit teen jou en hy try teen jou om jou lewe miserabel te maak, sodat jy kan leef in selfveroordeling en selfhaat en vrees en verwerping en skuldgevoel. Dis wat hy wil doen. Nou die anti-kris of die draak wat neerdaal met groot woede, het niks te doen met vandag nie. Vir 2000 jaar is ons oorlog teen die bose geeste in die lig. Dis hulle wat aanvalle doodsteen die kinders van die Here, misleiding en so meer, die goed wat hy genoem het. Maar Openbaring 12 vers 12 het alles te doen met die groot verdrukking wat die draak neergedaal het, en wanneer word hy dan neergewerp op die aarde? Kom ons gaan lees wat sê Openbaring 12 vers 12. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon,
Weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou die tyd wat hy het is maar 3,5 jaar. Tye en 'n halwe tyd. En dan sal die antichrist die kerk vervolg of alle gelowiges. En dit is waaroor het gaan in Openbaring 12 vers 12. Niks te doen met vandag nie, maar alles is maar, het 'n vertrekpunt by hom, dat dit gaan oor die Sabbat, want hy wil mense mislei oor die Sabbat en so meer. Nou kom ons gaan kyk in sy volgende videoklip, juis oor die antichrist se taktiek, wat in Daniël 7:25 volgens hom maar reeds begin het. Kom ons gaan kyk wat hy sê, en ons gaan daardie skrifgedeelte baie mooi beoordeel. Kom ons gaan luister. Hier is die langtermynbeplanning waarmee hy begin het in die boek van Daniël. En dis sy agenda. Daniël hoofstuk 7, vers 25. Lees gou saam met my. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. En die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. Stop gou vir 'n oomblik daar. Weet jy hoeveel mense bel my? Stuur my boodskappe. Frik, vandat ons die pad van waarheid loop, kry ons teenkanting deur ons familie, my ouers, my kinders, my broers, my susters. Ons het geweldige teenkanting. Nou sê die woord. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. En hy sal probeer om tye en die wette verander, van die 7de dag na die 1ste dag. En hulle sal in die hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. So nou sê die woord vir my in hierdie gedeelte, die antichrist sal teen Jahwe die Almagtige praat en hulle wat hom aanbid, die gelowiges, die remnant, die oorblyfsel, hulle wat wandel in die waarheid, hulle sal vervolg word. Konteks is so belangrik, en ek dink die Frik Weideman verstaan hierdie skrifgedeelte baie goed nie. Hy sê dat die antichrist 'n langtermynbeplanning het in Daniël 7:25 begin, en dan gebruik hy die skrif totaal buite konteks. Nou as jy gehoor het dat hy sê dat hy sal hulle oorgegee word tye en 'n halwe tyd, dan kan jy teruggaan na Daniël 2, Openbaring 12 vers 12 waar hy sê hy het met groot woede neergedaal, want hy het min tyd, en dis die laaste 3,5 jaar, en dit is waarvan Daniël 7:25 praat. Maar kom ons gaan kyk wat sê hy oor die 7de dag. Hy sê dat die antichrist sal probeer om tye en wette verander van die 7de dag na die 1ste dag van die week. Dit gaan dus oor die Sabbat. Nou, hierdie is 'n baie omstrede leerstelling of 'n onderwerp, veral by die 7-daagse Adventiste wat glo dat die 7de dag is basies nou die Sabbatdag, en dat die 1ste dag, die wat die 1ste dag onderhou, dis die merk van die antichrist het. So hulle glo dat die pausdom, die Rooms-Katolieke pausdom, het die 7de dag na die 1ste dag verander. Dis wat Frik Weideman ook maar hierdeur te kenne wil gee. Nou dink bietjie mooi wat probeer hy sê, die wat die 1ste dag van die week hou, is onder die beheer van die antichrist. Nou ja, dit is 'n baie groot stelling, want as jy sê die antichrist het die 7de dag, die Sabbat, die 7de dag, na die 1ste dag van die week verander. Nou dink 'n bietjie, wie gaan almal kerk toe op 'n Sondag? Wie is almal op die Sondag gaan kerkdienste toe en kerkdienste bywoon? Dis feitelik sekerlik 70% van alle Christene. So hulle is almal onder beheer van die antichrist. Is dit nie skrikwekkend nie? En dis wat hierdie mense probeer doen. Hulle gebruik hierdie soort van taktiek om vrees in te boesem vir die wat natuurlik nie die Sabbat onderhou nie. Nou die antichrist gaan eers gedurende die middel van die 7 jaar sy verskyning maak, en dan sal hy laster teen God, en dan die wet en tye probeer verander. En hierdie wet en tye is nêrens daar 'n aanduiding, nie in die Grieks nêrens, dat dit spreek van die Sabbatdag nie. Maar dis wat hierdie mense probeer deurgee in hulle video's, en mense onder vrees te bring, dat as jy die Sabbat nie onderhou nie, dan is jy eintlik onder die beheer van die antichrist. Nou kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waar hy dan sê die antichrist gaan hulle vervolg, wat gehoorsaam is aan die wet van God, die natuurlik die Sabbat en die Torah en so meer. Kom ons gaan kyk. As jy die woord verder, dan sal hy mense vervolg wat wandel in gehoorsaamheid. Mense, die oomblik wanneer jy in gehoorsaamheid kom met betrekking tot hierdie woord, en veral
in die Torah, veral, word jy geëtiketeer. Dan word jy uitgemaak as Joods. Jy word uitgemaak as 'n sekte. Die oomblik as jy sê, ek wil gehoorsaam wees, Abba, ek meld aan vir gehoorsaamheid, kom dit teen jou. Jy gaan vervolg word ter wille van gehoorsaamheid. Die anti-kris sal die bruid uitmaak as 'n sekte. Die wêreld gaan hierdie situasie gebruik en hulle gaan die remnant, die oorblyfsel, die skuld gee, dat die wêreld is waar hy is. Hulle gaan hierdie hele situasie omdraai, presies wat nou gebeur. Dit wat verkeerd was in jare terug, is vandag reg. Dit wat reg was oor al hierdie jare, is nou verkeerd in die oë van die mense. Dis hoe die verdraaiing plaasvind. Is dit die agenda van die duiwel, van die anti-kris? Absoluut. Ja, die Sabbatdag, dis die fondament van hierdie mense se geloof. Dis Jesus plus die Sabbat. As jy die Sabbat nie onderhou nie, is jy buite die wil van God. En sê baie duidelik, dat die anti-kris vervolging gaan bring teen hulle wat gehoorsaam is en lewe aan die Sabbat en veral die Torah. Nou, ons gaan nou daaroor gesels, die Torah en die Sabbat en die wet, maar hierdie mense bring hierdie goed in, asof dit die essential is, van hulle geestelike lewe en hulle geloofslewe. Maar kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte waarvan hy praat, in 1 Johannes 4 vers 3, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê, elke gees wat nie bely, dat Yeshua, Messia, die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die anti-kris, waarvan julle gehoor het, en dat hy kom. Hy is nou al in die wêreld. Nou hierdie skrifgedeelte spreek van, dat Jesus gekom het in die vlees, God het mens geword. As elkeen dit nie glo nie, is dit die gees van die anti-kris. Maar in die konteks van sy video, wil hy eintlik sê dat almal wat nie Jesus erken en sy wette en die Torah en so meer nie, hulle die gees van die anti-kris. Dit is die konteks waarvan hierdie man praat. En dit is eintlik baie, baie onskriftuurlik. Maar kom ons gaan luister na die volgende videoklip, waar hy ook dan die gebooie van God bespreek, en dat as jy nie daaraan gehoorsaam is nie, kom ons gaan kyk. Hoor nou mooi. Hy wat sê dat hy in hom bly, o nee, ek bly in hom en hy bly in my. As hy wat sê in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy, Yeshua, Messia, die gesalfde, gewandel het. Hoe het hy gewandel? Hy het gewandel in die Torah. Hy was die lopende, lewende Torah, wat die gebooie insluit en wat Shabbat insluit. Soos jy dan sê, jy ken hom, en jy's 'n waaragtige getuie, want jy het beleef, ervaar, gesien, en jy het ervaar. Soos jy al daai eienskappe het, en jy sê jy ken hom, dan behoort jy ook te wandel soos wat hy gewandel het. Hy het die Torah eerbiedig, hy het Shabbat eerbiedig, hy het dit gedoen wat reg was in die oë van Jahwe die Almagtige. So ek en jy dit wil hê, dan moet ons so wandel. Nou ja, kom ons spring dadelik weg oor die Torah en die Sabbat. Hy sê Jesus het die Torah en die Sabbat onderhou, en dit is die geval, want hy was 'n Joodse man. Hy was onder die wet gebore, maar Jesus, na sy kruisiging, het hy hierdie goed volbring. Dis in hom vervul. En dis wat hierdie mense nie wil verstaan nie. Hulle wil voortgaan met die wette van die Ou Testament, die Sabbat en so meer. Maar al hierdie dinge is 'n vervulling wat Jesus aan die kruis volbring het. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê. Gehoorsaamheid aan die gebooie, die Torah, die Pentateeg, dis die wet, Pentateeg beteken die wet, en die Sabbat, dan gebruik hy 1 Petrus 2 vers 21 buite konteks. Hy verwys nie na die skrifgedeelte nie, maar hy sê as jy soos hy gewandel het, as jy hierdie dinge, as hy die wet en die Torah en die Sabbat onderhou het, dan behoort jy ook te wandel soos hy gewandel het. Maar kom ons gaan kyk na daai skrifgedeelte. Hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Wat is die voetstappe? Wat is die voorbeeld? Omdat hy vir ons gelei het, behoort ons ook vir hom te lei. Dit het niks te doen met die Sabbat en die wet en so meer nie. Dit is vervul in Christus. Hy het dit nie afgeskaf, ongeldig verklaar nie, maar hy het dit in vervulling gebring.
ander woorde, die Sabbat is in Christus. Hy is ons Sabbatsrus nou. Maar hierdie mense wil voortgaan om die wette dag na dag, week na week te onderhou en te dink, dis waarin hulle saligheid gesetel is, en dit is nie die geval nie. Hy sê dat Jesus die Torah en die Sabbat onderhou het, ja, hy was 'n Joodse man en hy het hierdie goed gedoen, maar na sy kruisiging, so gesê het hy alles vervul in homself. Toe hy gekruisig is, het Jesus alles vervul aan die kruis. Dit is volbring. Ons is nou in 'n nuwe verbond. Dit beteken nie ek en jy moet morele waardes nalaat nie. Natuurlik moet ons alle morele waardes nakom, maar nie seremoniele waardes nie. Al die rituele van die Ou Testament, daardie 613 wette, soos jy met jou hande was en jy moet dit doen en 7 dae jou reinig en daai goed is vervul. Die Here dit aan die kruis, het hy dit vasgespijker. Ons is nou in 'n nuwe verbond. Ons lewe nou in die nuwe, die gebooie van Christus, deur die werk van sy Gees. Dit is waaroor dit gaan. Maar kom ons gaan kyk na nog 'n videoklip juis oor die Torah, en dat baie mense wat sê dat Jesus wat die Sabbat en die wette afgeskap, dat hy nou eintlik 'n valse profeet is. Maar dis nie wat mense sê nie, maar kom ons gaan kyk wat vir Weideman sê. So as iemand enigstens 'n uitlating maak om te sê dat Yeshua, Messia, die gesalfde, en die wet en die verordeninge en die instelling van die Shabbat ongeldig gemaak, dan is dit 'n wanvoorstelling van sy boodskap. Met ander woorde, so 'n persoon wat dan sulke uitlatings maak, bestempel eintlik dan Yeshua, Messia, die gesalfde, as 'n valse profeet. En jy kan dit gaan oplees in die boek van Deuteronomium hoofstuk 13. So mense dan per definisie, as iemand so 'n uitlating maak, dat Yeshua het onklaar gemaak, hy die wet gekanselleer, Shabbat is gekanselleer. As iemand daai uitlating maak, dan beteken dit eintlik, jy verklaar dat hy is 'n valse profeet. Dis wat Johannes vir ons deurgee in die skrifte. Sulke mense, of sulkes, bestempel hom dan as 'n wettelose. Met ander woorde, ons sê dan by implikasie, maar Yeshua, Messia die gesalfde, is eintlik dan 'n wettelose. Hy's iemand wat die gebooie verwerp en hy tree op teen die Torah. Nou, dit is baie duidelik wat hy probeer deurgee, dat almal wat nou Jesus buite konteks aanhaal en sê, hy het eintlik die wet en die Sabbat nou ongeldig verklaar, dan sê hy eintlik hy's 'n wettelose of 'n valse profeet. Niemand het gesê dat hy dit ongeldig verklaar het nie. Wat ons wel sê is dat hy dit in vervulling gebring. Hy het dit vervul in homself aan die kruis. Ons gaan nie meer onder die wette leef van Moses en die Sabbat en daai goed nie. Ons is nou onder die wet van Christus. En dit is wat ek weer sê, ons verwerp nie die morele wette nie. Jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie. Dit verwerp nie ons nie. Ons moet absoluut gehoorsaam wees aan Christus. Maar hierdie man wil probeer deurgee dat ons die Torah en die Sabbat steeds moet onderhou, en die feeste van God en al hierdie ander goed, wat absoluut nie skriftuurlik is nie. Ons lees dit in die boek van Kolossense 2. Jy weet, en dit is baie duidelik, maar ons gaan op 'n latere geleentheid meer daaroor gesels. Die skrif leer dat Jesus die vervulling was van die wet, nie ongeldig nie gemaak het nie. Hy het die wet en die kruis vasgespijker, daarom is ook die Sabbat in Christus vervul. Hy is ons Sabbatsrus. En hierdie mense wil dit nie verstaan nie, en sal die aanvalle meer van hulle afkom as van die Antichrist. En dit is wat hulle aan mense voorhou en hulle skuldig voel, omdat hulle die Sabbat nie onderhou nie. Morele wette sal altyd geld vir gelowiges, maar nie die onderhouding van die wet, die 613 wette nie. Ons kan nie gered word deur wette, die onderhouding van wette, smaak my, roer nie aan nie, jy mag nie varkvleis eet nie, daai tipe goed. Maar ons lewe in die genade van God. Ons is 'n nuwe skepsel in Christus. En ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Ons moet gehoorsaam wees aan sy wette, die morele wette wat hy vir ons daar gestel het. Ons kan dit nie verwerp nie. Niemand verwerp dit nie. Maar moenie kom met 'n leerstelling van soos die Sabbat. Jy moet die Sabbat onderhou, want dit is wat die Here gesê het in die Ou Testament en is geldig vir die Nuwe Testament nie. Dit is nie die geval nie. Kom ons gaan luister na 'n laaste videoklip
van Fruk Weideman, en dan sê hy dat die agenda van die anti-kris is om die Sabbat dan weg te vat. Ek en jy moet kennis neem van die beplanning van die anti-kris. Ons moet kennis neem van die agenda van die anti-kris. Want so maklik, en ek het dit al beleef en ek het ervaar, inteendeel verlede week, mense wat pragtig gewandel het in die waarheid, het net eenvoudig teruggegaan te sê, dit werk nie vir my nie. Dit werk nie vir my nie. Ons het na 'n boodskap geluister, ons het na iemand geluister, en hierdie goed wat jy nou verkondig, ek staan nie vir dit nie. Ek staan nie vir dit nie. Mense, hoor my asseblief. Sonder geloof het ons nie vrug in ons lewens nie. Wat bring geloof? Die woord. Die lees van die woord. Wat moet ek lees in die woord? Die waarheid van die woord. Waar kry ek die waarheid van die woord? Ek kry dit in die Torah. Die Torah is die fondasie boustene van die totale woord. Nou, jy kan duidelik sien dat hy praat van die Torah wat die fondasie is. Nou, wat van die sendbriewe van Paulus, Petrus, Johannes, al daardie sendbriewe van die apostels? Die Torah vertel vir ons van die wet en die Sabbat en al die onderhouding van daardie 613 wette. Is dit wat die Here gesê het ons moet onderhou, dat dit die fundament is van ons geloof? Ja, ek wil dit baie duidelik stel, die wet lei na Christus, die wet leer vir ons van sonde, maar weer eens, Jesus het dit volbring aan die kruis. En ons is vrygemaak van die wet. Ons is nie meer onder die verpligting van die wette om dit te onderhou, om ons geloofslewe te beheer of regeer of wat ook al nie. Ons moet lewe onder die gebod van Christus. Nou, volgens hom is die agenda van die anti-kris om die Sabbat weg te vat. Nou, nêrens in die Nuwe Testament word gelowiges gemaan om die Sabbat te onderhou nie. En dan sê hy dat ons gehoorsaam moet wees aan die Torah en die Sabbat. The old covenant has been fulfilled and replaced by the new covenant. Followers of Jesus are under the law of Christ, onder die wet van Christus, not the law of Moses. And therefore are not bound by the Torah. En dan kan jy daai skrifgedeeltes gaan lees. En dis baie duidelik. Hy sê, Jesus het genade gebring. Moses het die wet gebring, maar Christus het genade gebring. En dis baie belangrik. Mag die Here ons help, dat ons hierdie goed in konteks sal verstaan. Dat jy nie 'n wet op jouself plaas, op jou skouers plaas, wat hierdie mense daar wil bring nie. En dat jy in Christus vrygemaak is van die wet. Ons lewe onder genade. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet die wette van die Here volbring in ons lewens, morele wette en so meer. Maar ons is nie verplig om onder die Torah, die Oud-testamentiese 613 wette te leef, wat die Sabbat insluit nie. Mag die Here ons genade gee tot 'n volgende keer. Totsiens.